Ons lees Esegiel 33 saam vanaf die eerste versie. En die woord van die Here tot my gekom en gesê, mensekind, spreek met die kinders van jou volk en sê vir hulle, as ek die swaard oor die land bring en die mense van die land neem 'n man uit hulle kring en stel hom as 'n wag vir hulle aan, en hy sien die swaard aankom oor die land en blaas met die basuin en waarsku die mense, as dan iemand die geluid van die basuin hoor, maar hom nie laat waarsku nie, en die swaard kom en neem hom weg, dan is sy bloed op sy hoof. Hy het die geluid van die basuin gehoor, maar het hom nie laat waarsku nie. Sy bloed is op hom. Maar as hy hom laat waarsku, dan red hy sy siel. As daarom teen die wag die swaard sien kom, en met die basuin nie blaas nie, sodat die mense nie gewaarsku is nie, en die swaard kom en neem 'n siel uit hulle weg, dan is hy deur sy ongeregtigheid weggeneem, maar sy bloed sal ek van die hand van die wag eis. En jy, o mensekind, ek het jou as 'n wag oor die huis van Israel aangestel, en as jy 'n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant waarsku. As ek aan die goddelose sê, o goddelose, jy sal sekerlik sterwe, en jy spreek nie om die goddelose vir sy weg te waarsku nie, dan sal hy, die goddelose, deur sy ongeregtigheid sterwe, maar sy bloed sal ek van jou hand eis. Maar as jy die goddelose waarsku vir sy weg, dat hy hom daarvan moet bekeer, en hom nie bekeer van sy weg nie, dan sal hy deur sy ongeregtigheid sterwe, maar jy het jou siel gered. En jy, mensekind, sê aan die huis van Israel, so het julle gesê, gewis, ons oortredinge en ons sondes is op ons, en daardeur teer ons weg. Hoe kan ons dan lewe? Sê vir hulle, so waar as ek leef, spreek die Here, Here, gewis. Ek het geen behaan die dood van die goddelose nie, maar daarin, dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe. Bekeer julle van julle verkeerde weë. Waarom tog wil julle sterwe, o huis van Israel? Net tot daar lees ek uit die Here se woord uit saam met u. Kom ons bid net saam asseblief. Here Jesus, dis Sondag aand, skuins na 6:30 die dag van u opstanding uit die dood. Ons dankie dat ons Saligmaker, ons Heiland lewe. En u is aan die regterhand van God ons Vader, waar hy nou vir ons ook bid. Vir my en vir die gehoor wat vanaand sal luister na die woord van God. Waar hy vir ons intree, met groot verwagting in u hart, dat u woord ook vanaand dit sal doen waartoe u dit wil uitstuur. Here, ons wil waarlik bid, dat u die lewende God, deur die Heilige Gees met mense vanaand in hierdie diens sal praat. En Here, dat mense sal verstaan wat die Here sê. En soos ons ook onder die geklank van die woord van God gesit en luister het, ons wat uit genade ook gered geword het, daaraan kan dink hoe dat God met ons gepraat het, en ons geweet het, dis sy stem, omdat die Heilige Gees daarvan oortuig het, bid ons, ewige Gees van God, dat hy ook vanaand van sitplek tot sitplek sal beweeg. Here, ek pleit u dierbare versoeningsbloed oor elke luisteraar. Ek bid dat u deur die krag van u Heilige Gees en die krag van u bloed elke gedagte sal verban wat nie van God is nie. Elke gees, gee ons genade om te weerstaan, elke gees wat nie van God is nie. O Here Jesus, dat die hemel ook in hierdie diens en na die diens sal juig van blydskap, omdat daar meer as een kosbare siel vanaand sy of haar saak met God reg maak. Dankie Here dat ons op u kan vertrou om dit te doen, omdat ons die waarborg het in u woord, u sal dit doen, om u eie wonderlike, nooit volprese naam ontwil. Amen. Nou, liewe gemeente en vriende, u kon aflei
Uit die gedeelte wat ek met u saam gelees het, dat ek 'n baie ernstige boodskap op my hart het. U kon aflei dat ek as wag wat die Here aangestel het om ander mense te bedien met die woord van God om hulle te waarsku, ek het 'n verantwoordelikheid teenoor die lewende God. Ek moet so op die basuin blaas, God se woord so bedien, dat u duidelik kan hoor ek is besig om alarm te blaas, om te waarsku teen die komende oordeel van God. U het self ook seker die afleiding kon maak dat u as luisteraar 'n verantwoordelikheid het teenoor God en teenoor die woord van die Here, die waarskuwing wat u ook vanaand via hierdie kansel sal bereik. U verantwoordelikheid, ek waarsku, jy moet omdraai. As jy Jesus nog nie ken, as jou saligmaker nie, jy's op 'n verkeerde pad. Jy moet omdraai. En jy as die luisteraar moet besef, dis jou verantwoordelikheid om te draai en jou te laat waarsku. As jy jou nie laat waarsku nie, dan gaan jou bloed op jou eie hand wees. Dan jy die waarskuwing van God verwerp, maar ek wil nie hê dat God eendag, as een van u wat my vanaand gaan aanhoor, moet verlore gaan, dat u in die ewigheid 'n vinger na my sal toe kan wys. En dat God vir my sal sê, Adi, ek eis daardie siel se bloed van jou. Jy het nagelaat om te sê wat ek vir jou gesê het om te sê. Ek gaan nie sê wat God gesê het. Ek haal nou aan uit Esegiel 33 vers 11, waar die Here sweer. So waar as ek leef, spreek die Here, Here. Ek het geen behaag in die dood van 'n goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom bekeer en lewe. En dan roep die Here, bekeer julle, waarom tog wil, let op die uitdrukking, ek sal daarna verwys in die boodskap, waarom wil julle sterwe? Ek het by die lees en bepeinsing, terwyl ek in gebed voor die Here was, stil aan sy voete, het ek weer opnuut 'n vraag wat in my hart by 'n vorige geleentheid al opgedoem het na vore gekom en die vraag opnuut gestel. En dit maak die tema van God se boodskap vanaand uit. Wie gee om as 'n siel verlore gaan? Baie ernstige tema. Wie gee om as 'n siel verlore gaan? Nou ek wil ter inleiding vir die boodskap wat die Here op my hart gelê het, ek voel dis belangrik. As ek nou praat van 'n siel wat verlore gaan, ek kon dit anders ook stel. Wie gee om as 'n siel hel toe gaan? Verstaan jy my nou? Wie gee om as 'n siel hel toe gaan? Is dit nodig dat ek net kortliks ter inleiding vir die boodskap oor die werklikheid van die hel so 'n bietjie praat. Gewoonlik neem dit my baie lank om dit te doen, maar ek wil dit in 'n netedop baie kortliks vir u stel. Die hel is 'n werklikheid omdat God drie-enig sê die hel is 'n werklikheid. God ons Hemelvader het self gesê in Deuteronomium 32 vers 22. 'n vuur is aangesteek in my toren en dit het gebrand tot in die doderyk daaronder. As jy kyk na die konteks van daardie teks, sal jy sien God praat met mense wat nie in God glo nie, wat nie die Here volg nie, goddelose sondaars. En die Here herinner hulle daaraan, want 'n vuur is aangesteek in my toren en dit het gebrand tot in die doderyk. Dis die voorportaal van die hel. Daaronder. En dit het die berge en die fondamente aan die brand gesteek. Waar kom vuurspieneberge vandaan? Maar God sê nie, hy gaan eendag aangesteek word nie. God praat ook nie van die hel as die duiwel sê hel wat die duiwel aangesteek het nie. Moenie dink hy stook kole nie. En die hel nie, dis snap. God het 'n vuur aangesteek in sy toorn en dit brand in die doderyk tot in die doderyk daaronder. Vers 29 sê die Here,
as hulle wys was, sou hulle op hulle einde let. God wil hê die sondaar moet daaraan dink. Die lewe eindig nie by 'n graf nie. Daar is 'n lewe hiernamaals. Daar is 'n ewigheidsbestemming vir die kind van God. Daaroor praat ek nie vanaand nie. Maar daar is net so 'n ewigheidsbestemming vir die sondaar wat sonder Jesus sterwe. Die ewige verderf is sy onvermydelike eindbestemming. God sê, ons Vader sê, daar's 'n hel. Die Here Jesus, toe hy op aarde was, wil hy vir ons duidelik laat verstaan dat hy die skepper, medeskepper van die ewige verderf is. Wanneer hy oor sy wederkoms praat in Matteus 25 van vers 31 af, dan sê hy, wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom, en al sy heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit, en voor hom sal al die nasies van die aarde versamel word. En hy sal hulle afskei van mekaar soos 'n herder die skape van die bokke afskei. En hy sal die skape aan sy regterkant sit en die bokke aan sy linkerkant. Vers 41. En dan sal hy vir die wat aan sy linkerhand is sê, gaan weg van my vervloektes in die ewige vuur. Hoor nou, wat berei is, hy sal nie berei word nie. Wat berei is vir die duiwel en sy engele. God het die hel self berei, aanvanklik vir die duiwel en sy engele. En wanneer God vir hulle sê, gaan weg van my vervloektes, ek kan maar die vraag aan jou stel, waar gaan jy as God vir jou gaan wegjaag? Soos 'n hond, 'n vrou 'n hond uitjag uit haar sitkamer uit as hy vol modderpoot is. Waar gaan jy heen? God sê, vers 46, hulle sal weggaan in die ewige straf. Dis Jesus aan die woord. Hy sê, daar is 'n hel. Die dierbare Heilige Gees, die onsigbare eregas in hierdie diens vanaand, praat met ons deur sy woord. En hy's besig om te doen wat Jesus gesê het, as hy kom, gaan hy doen. Jesus sê in Johannes 16 vers 7 en 8, vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle toe kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Let wel, persoonlike voornaamwoord, manlik. Sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld, dit sluit ons ook in, oortuig van sonde, van geregtigheid, en hoor nou, en van oordeel. Al die oordeel wat uitloop tot op die ewige oordeel, wanneer God vir 'n siel sê, gaan weg van my jou vervloekte, ek jou nooit geken nie. En dis nie die duiwel wat u bang maak as u so luister na die woord van die Here nie. Die duiwel sê jou nooit bang maak. Hy sê jou in die slaap sus, en sê jy het nie nodig om jou te bekeer nie. Terwyl die Bybel sê in Handelinge 17 vers 30 en 31, alle mense oral moet hulle tot God bekeer. Hier het God met 'n eed gesweer, jy moet dit doen. In die teks van oordenking. En die Heilige Gees maak nie bang nie, hy oortuig. Hy praat, daar is stil stemmetjie in jou hart, wat nou vir jou sê, jy moet luister wat Dominee Attie sê, God praat deur die man met jou. Maak jou hart oop vir die woord van God. God drie-enig sê, die hel, die oordeel, die ewige oordeel van God, is 'n werklikheid, en 'n feitelike werklikheid. Nou luisteraar, is nie net God drie-enig wat so sê nie. Jy weet, die engele van God bevestig die waarheid, dat daar 'n hel is. Ek wil maar een voorbeeld aanhaal. Ek kan baie aanhaal, maar laat ek een voorbeeld aanhaal. Johannes op die eiland Patmos het 'n openbaring van God gehad, met betrekking tot die toestand op aarde, na die wegraping van die kerk van Jesus. Ek lees net vandag in die Koran, dat mense dit loon. Daar is nie so iets soos 'n wegraping, wat gevolg sal word deur 'n verdrukking. Dan moet ons maar die hele boek Openbaring uit die Bybel haal en weggooi. Dan sal jy dit nooit verstaan nie. Maar hy sê uitdruklik, daar sal 'n tyd kom, wanneer 3 engele, hy sien 3 engele, in Openbaring 14, in die lug vlieg. Elk van die 3 engele het 'n besondere boodskap. Hy sê, wanneer die derde een vlieg, dan roep hy met 'n groot stem, in Openbaring 14 vers 9, tot omtrent vers 11. En hy sê, as iemand die dier, dis die Antichrist, in sy beeld aanbid, en die merk op hulle hand of op hulle voorhoof ontvang,
sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God, wat ongemeng geskink is in die beker van sy toorn. En hulle sal gepeinig word met vuur en swavel voor die heilige engele en voor die lam. En die rook van hulle pyniging sal opstyg tot in alle ewigheid, en hulle dag en nag geen rus nie. Dink jy die engel sal speel as hy so sê? Die engele bevestig dit, die hel is 'n werklikheid, die profete en die apostels van die Here. Maar om nou maar een voorbeeld te noem, Paulus sê in 2 Tessalonisense 1 vers 8 en 9, dat die Here Jesus sal kom in vuur en vlam, wanneer hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie. Ken jy Jesus? Ek vra nie of jy van hom gehoor het nie. Ken jy hom? Hy sal wraak uitoefen op die wat God nie ken nie, en die wat aan die evangelie van ons Here Jesus ongehoorsaam was, hulle sal as straf ondergaan 'n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte. Ons wil volstaan met die woord wat in Openbaring 20 vers 15 staan, met betrekking tot die groot wit troon oordeel, waar al die ongeredde mense voor God moet verskyn om verantwoording te doen. En vandaar die oordeel het Jesus net later in Openbaring 21 vers 5 Johannes gesê, Johannes, jy moet skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. Watter woorde? As dit bevind is dat iemand se naam, Openbaring 20 vers 15, nie geskryf is in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur en swavel gewerp. God sê, daar is hel, God drie-enig, Vader, Seun en Heilige Gees. Sy engele beaam dit, sy disippels, die woord van God sê dit. Vriende, hoor my, daar is 'n hel. En weet jy wat vir my so aangrypend is, luisteraar? Is dat alle mense kragtens die sondeval gebore word met hulle rug na God toe en hulle aangesig na 'n gapende hel. Die Bybel sê in Romeine 3 vers 19, die hele wêreld lê doemwaardig voor God. Dus, as God die hele wêreld sumie in die hel sou werp, sou dit die wêreld se verdiende loon wees. Want almal het gesondig en die loon van die sonde is die dood, verwysende na die tweede dood, die ewige poel van vuur. Dominee Ati, dit klink verskriklik, dis ontsettend. Is daar dan niemand wat omgee nie, dominee? Is daar niemand wat omgee as 'n siel verlore gaan nie? Dis die tema van die boodskap. Wie gee om? Ek wil vir u sê ja. Daar is iemand wat omgee. Miskien sit u vanaand in hierdie diens, en jy weet en God weet, en jy weet in jou hart, as jy vanaand moet sterwe, is jy vir ewig verlore. As jy nie sekerheid het, deur die Heilige Gees in jou hart gewerk, waar jy die ewigheid gaan deurbring, dan kan ek vir jou sê, as jy sterwe, is jy volgens die woord van God vir ewig verlore. Laat my raad u welgevallig wees vanaand. Maak seker, daar is iemand wat vir u omgee. By implikasie het ek al op die vraag geantwoord, toe ek so ietsie gepraat het oor die werklikheid van die hel, die verlore ewigheid. Ek wil vir u wys dat die woord van God sê, God die Vader gee om. Baie mense stel die Here voor asof hy 'n sadis is. Hy het nou daarin behaag, hy gaan nou lekker kry om te sien hoe dat siele in die ewige verlore poel van vuur brand. Nee, hier het ek vir u in die Bybel aangehaal, in die woorde van ons oordenking. Dit het betrekking op God die Vader. En hy sweer, so waar as ek leef, sê die Here, Here, ek het geen behaag in die dood van 'n goddelose nie. As jy na die teks kyk, in die regte perspektief sien, sal jy sien God dui eintlik daarop. Hy het geen behaag op iemand wat sterwe sonder God nie. Hy praat van die goddelose. Ek het geen behaag in die dood van 'n goddelose nie. Maar daarin, nou sê God, waarin het hy behaag? Wat laat hom glimlag? Maar daarin, dat die goddelose hom moet bekeer,
en lewe. Kyk, jy kan God laat glimlag vanaand, meneer, mevrou. Jy het die Here se hart groot, en ek ook, groot droefheid aangedoen deur ons sonde. En God wat die hemele bewoon, sê in Genesis 3 vers 5 en 6, toe hy sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was, en die versinsels wat hulle in hulle hart dink altyd deur net sleg was, het hy die Here berou. Jy sien, droefheid in sy hart. As God uit die hemel kyk na u sondige lewe, is daar smart in sy hart. Maar hy sê, jy kan hom laat glimlag. Hy daarin behaag dat jy jou bekeer en leef. Nou is dit so asof hy soebat. Bekeer julle. Bekeer julle. Waarom wil julle sterwe? God die Vader wil nie hê 'n mens moet verlore gaan nie. Hy gee om. Hy is ons skepper. En hy het nie die mens geskaap om hel toe te gaan nie, hy het die mens geskaap om hom te dien. Hy het wel die hel geskaap, of bereid ek vir die gesê, vir die duiwel en sy engele. En om te bewys dat God omgee, het God sy enige gebore seun, die Here Jesus Christus, van sy hart afgeskeur, en hom na hierdie sondige wêreld gestuur, gebore uit 'n vrou, om in ons plek aan die kruis van Golgotha te sterwe. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dis vir jou ook. Sê dit vir jouself, God het my so lief gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie wat aan hom glo nie, want die duiwel glo ook aan hom, wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. God wil hê in Christus Jesus, jy moet hemel toe gaan, jy mag nie, hy gee om, jy mag nie hel toe gaan nie. En omdat hy vir jou omgee, het hy hierdie boodskap op my hart gelê, om vir jou te sê, God gee vir jou om. As sou jou vader en jou moeder jou verstoot, God gee vir jou om. God wil jou by hom in heerlikheid hê. Hy wil nie hê jy moet verlore gaan nie. Hy het Jezus gestuur as die bewys dat hy omgee. In Johannes 4 vers 9 en 10 sê die apostel Johannes, hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, dat ons deur hom kan lewe. En hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het, maar dat hy ons lief gehad het, en sy seun gegee het, as 'n versoening vir ons sondes. En Jezus is gebore op aarde, uiteindelik aan die kruis gesterwe, in u en my plek. Hy is begrawe en hy het opgestaan uit die dood. Hy het opgevaar in die hemel, so bely ons, en die woord leer dit. En hy is vanaand, soos ek gebid het, aan die regterhand van God, waar hy persoonlik vir ons intree. En God het die belofte gedoen, en deur Jezus toe hy op aarde was, dat daar 'n dag gaan kom wat Jezus weer na hierdie aarde toe gaan terugkom. En die duiwel hou nie daarvan nie, daarom spot die mense met die wederkoms van Jezus. Omdat Jezus nog nie gekom het nie, spot hulle, ons kry dit in Petrus, dat daar spotter sal wees, 2 Petrus 3 van vers 3 af. Maar omdat God omgee, hou hy net God die Vader weet. En mense, ek sê weer, jy kan weet, dis 'n dwaalster. Jy kan weet, dis 'n valse profeet. Dis mense wat aan die boodskap van die Here se wederkoms groot skade berokken, wat datums probeer bepaal wanneer Jezus gaan kom of wanneer die wegrabing gaan plaasvind. Niemand, sê Jezus in Mattheus 24 vers 36, behalwe die Vader weet wanneer die oomblik gaan aanbreek nie. En God het deur die jare die belofte van sy wederkoms vertraag. 2 Petrus 3 vers 9 sê waarom. Die Here vertraag nie die belofte van sy wederkoms, so sommige dit vertraging ag nie. Hy is lankmoedig oor ons, hoor jy my? Hy gee vir jou om. Hy is lankmoedig oor ons, en hy wil nie hê
dat sommige moet vergaan nie. Wat wil hy? Dat almal tot 'n bekering moet kom. Weet jy wat maak my so opgewonde? Julle mooi dogters, wat na my sit te luister, julle seuns. En oomies en tannies, weet jy wat maak my opgewonde? Dit mag dalk wees, eendag gaan dit aanbreek dat die laaste siel wat gered moet word, in God se raadsplan gered gaan word. Het kan wees, ek sê nie het gaan nie, ek hoop so, moontlik in die diens, dat God vir sy seun sal sê, weet ek lees in Matteus 16 vers 27, die Here Jesus staan gereed, om in die heerlikheid van sy Vader te kom. Maar hy wag vir die oomblik, soos God bepaal het, die Vader, wat hy vir sy seun sal sê, gaan. Hy vertraag nie die beloftes, so sommige dit vertraag nie, hy is lankmoedig oor ons. En hy wil nie dat sommige verlore moet gaan nie, maar dat almal tot 'n bekering kom. God, die hemelse Vader. Nou moet jy oplet, ek gebruik die lidwoordjie die, en nie die voornaamwoordjie ons nie. Want soos julle na my kyk, is God nie ons almal se Vader nie. Jesus het by geleentheid vir mense gesê, en gaan nie aanstoot neem as ek dit vir jou sê, julle het die duiwel as vader. Want as jy nog nie uit God gebore is, volgens Johannes 1 vers 13 nie, dan het jy nog die duiwel as vader. En daarom praat ek van God die Vader, gee om. As u aan Jesus behoort, as die Heilige Gees vir jou, Romeine 8 vers 16, die versekering gegee het in jou hart deur saam met jou gees te getuig dat jy 'n kind van God is, dan is dit deur daardie selfde Gees, Romeine 8 vers 15, wat ons roep Abba Vader, dan kan ek van God praat. En as ek die meervoud gebruik, as ons Vader, niemand het die reg om te bid, onse Vader wat in die hemel is, laat uw naam geheilig word, as God nie uw Vader is nie. Die Here luister nie eers na ongeredde siel wat bid, onse Vader wat in die hemel is nie. 'n vormgebytjie op sê nie. As jy nie deur die Gees van God kan sê, God is my Vader nie, dan kan ek sê, onse Vader gee om vir siele wat God nie ken nie. Maar die Here Jesus, die tweede persoon in die goddelike drie-eenheid, die ewige Seun van God, gee baie om, en wil nie hê mense moet verlore gaan nie. Wie gee om vir 'n siel wat verlore sal gaan? Jesus gee om. Daar het voor die grondlegging van die wêreld, as ek die Bybel reg verstaan, en ek glo ek verstaan hom reg, was daar 'n ooreenkoms, dit moes plaasgevind het, tussen God die Vader en die ewige Seun van God, wat van ewig af by God as God in die gestalte van God was. God se verlossingsplan, omdat hy omgee en nie wil hê mense moet hel toe gaan nie, was sy verlossingsplan dat 'n onskuldige mens wat nooit een enkele sonde gedoen het nie, moet vrywilliglik die sonde van die skuldige mensdom op hom neem, sodat God, die God van geregtigheid, wat die mens lief het, maar sy sonde moet straf, daardie persoon kan straf, sodat die skuldiges, die ander, vry kan gaan. Nou mense, daar was nêrens so iemand te vind nie. Ek kan my voorstel, wat in die hemel, voor die grondlegging van die wêreld plaasgevind het, toe God se liefdevolle oë rus op sy geliefde Seun, en die Seun, omdat hy alwetend was, en is, onmiddellik besef het, hy is die enigste persoon in die heelal, o kinders van God. As daar iets is wat ons tot aanbidding behoort te noop, dan moet dit die feit wees, dat Jezus gewillig was, om daardie mens te word. Dat hy bereid was, om die luisterryke skoonheid van die hemel te verlaat. Luister wat sê die Bybel, in Filippense 2 vers 6 tot 8. Hy, dis die Here Jesus, wat in die gestalte van God was, aan God gelyk. Hy het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie,
Maar hy het homself ontledig. Hy begin uittrek, ontklee. Goddelike majesteit uittrek. Hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mens gelyk te word en in die gedaante gevind as mens. Kyk, hoe het hy aan die mens gelyk geword? Hy is uit Maria gebore en die Allerhoogste God, die Heilige Gees, het dit bewerkstellig. As die Bybel in Lukas 1 praat van die Allerhoogste sal jou oor jou kom, dan verwys Gabriel na die Heilige Gees se werk. Niks is vir God onmoontlik nie. En is Jesus deur God verwek in die moederskoot van Maria, om 'n mens te word. In sy godheid bestaan hy van ewigheid af, na sy mensheid, so omtrent 2000 jaar gelede uit Maria gebore. En het hy 'n mensie geword, 'n ou suigelingetjie aan die bors van Maria, sy moeder. En in die volheid van die tyd, sê die Bybel, het God hom, omdat Jezus omgee, was hy gewillig om mens te word. En in die volheid van die tyd, het God hom, 2 Korintiërs 5 vers 21, wat geen sonde geken het nie, hy is nou 'n mens, hier is 'n volmaakte mens, nooit gesondig nie, het God hom, wat geen sonde geken het nie, sonde gemaak vir ons. Hoekom? Sodat ons kan word geregtigheid van God in hom, omdat Jezus vir ons omgee. Het hy bloed gesweet in Getsemane, so het God hom sonde gemaak, toe hy die beker uit die hand van die Vader geneem het, en u en my sonde, die ekstrakt daarvan, in die beker, het hy geledig tot die laaste droesel aan die kruis van Golgotha. Daarom kon Petrus sê in 1 Petrus 2 vers 24, hy wat self ons sonde in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sonde kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe. Omdat hy omgegee het hy sy siel, Jesaja 53 vers 10, as 'n offer gegee aan God. Omdat hy omgegee het hy daar aan die kruis nakend gehang, en die angst en smart van sonde moes hy verduur. En die Bybel sê, terwyl hy daar hang, het hy die kruis verdra en die skande verag. Terwille, dis nou Hebreërs 12 vers 2, terwille van die vreugde wat hom voorgehou is. Omdat hy omgegee het, het hy homself gegee. Omdat hy gesien het, wat gaan God vir hom gee? U en my redding. U wat vanaand in hierdie diens sit, wat nog nie sekerheid van saligheid het nie. God kyk deur die eeue heen, en hy sien daar gaan, op daardie Sondag aand in die kerk, in Maranatha gemeente Pretoria Noord, gaan 'n man of 'n vrou of 'n seun of 'n dogter, hulle bekeer tot God, en hulle gaan hulle hart aan die Here Jesus gee, uit dankbaarheid, omdat hy vir hulle omgee. En hoor wat sê die Here Jesus, in Johannes 10 vers 11, ek is die goeie herder, en die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. En dan sê in vers 18, niemand neem dit van my af nie, ek lê dit uit myself af, omdat hy omgee. En Johannes 15 vers 13 sê, en groter liefde het niemand as dit, wys my eerder, 'n edeler, groter liefde as dit, dat iemand sy lewe aflê vir ander een. O, Jesus gee vir jou om. Sê dit vir jouself in jou hart nou asseblief. Jesus gee vir my om, hy gee om. Hy wil nie hê ek moet verlore gaan nie. Maar die tere duif van die hemel, God die Heilige Gees, gee vir jou om. Wie gee om? As 'n siel verlore gaan, o God die Heilige Gees, gee om. Ek wil weer die teks aanhaal in Johannes 16 vers 8. As hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, is omdat hy omgee. Want 'n mens is 'n skynheilige ding. Maar die Heilige Gees laat die soeklig van die hemel op jou hart val. Omdat hy omgee. Hy wil hê jy moet jou vuilheid voor God sien. Jou verlorenheid
sodat dit jou kandidaat kan maak vir die reddende genade van God. Want die Here sal alleen mense red wat besef hulle is verloor, anders het hy hom nie nodig nie. Maar die Heilige Gees gee om. En hy het ook in gehoorsaamheid aan God die Vader en die Seun gesê, ek sal gaan as die hemelse Eliezer. Ek sal mense oortuig van hulle sonde. Ek sal hulle oortuig van ware geregtigheid. Ek sal hulle oortuig van oordeel. Ek sal vir hulle wys wat is die eindbestemming van 'n siel wat verlore sonder God moet sterf. En ek sal daardie siel wat ek oortuig het, as ek hom noop, ek kan hom nie dwing, maar ek gaan hom met goddelike liefde trek en hom noop om sy verlorenheid te bely. En God se seun, die grootste sonde wat 'n sondaar kan doen, is om die Here Jesus nie aan te neem nie. Want hy oortuig van sonde, omdat hulle sê Jesus in my nie glo nie. Daar is een sonde. En die Heilige Gees sal probeer iemand te trek met koorde van liefde. U sien, God sê in sy woord, Jesus toe op aarde was het gesê, Johannes 6 vers 37, ek sal hom wat na my toe kom, nooit wegwerp nie. Nou sê hy daarom, al wat die Vader my gegee het, sal na my toe kom. Maar ek sal hom wat na my toe kom, nooit uitwerp nie. Weet u wat is die magnetiese krag? Want niemand kan kom as God hom nie trek nie, sê die Bybel. Weet u wat is die magnetiese krag? Jesus sê in Johannes 12 vers 32, en as ek verhoog word, as ek in die kruis sterf, sal almal, Jesus trek nie net party wat uitverkies is nie, sal almal na my toe trek. Nou trek Jesus deur die krag van die Heilige Gees, wat die fokus werp op die kruis van Jesus. En die Heilige Gees oortuig, en die sondaar wat dan erken voor God, ek is 'n verlore sondaar, en met berou vir die Here sê, o God, vergewe my, maar dankie dat Jesus in my plek gesterf het. En die straf, wat vir my vrede aanbring in my hart, Here, u woord sê, dit was op Jesus. Dan sê die Bybel, die Heilige Gees sê, hy wederbaar jou in daardie oomblik. As Johannes 3 gaan lees, daar in vers 6 en vers 8, dan praat hy van 'n geboorte uit die Gees van God. Die oomblik wat 'n sondaar hom bekeer en die Here Jesus aanneem, dan wederbaar God die Heilige Gees. Hy maak 'n siel wat dood is deur die misdade en sonde lewend, want dis die Gees wat lewend maak, Johannes 6 vers 63. Hy maak lewend. En dan gee hy, omdat hy omgee, die sekerheid in jou hart. Anders sou ons die res van ons lewe in onsekerheid geleef het, gehoop het, ons is goed genoeg vir God om ons hemel toe te vat. Maar dan gee die Heilige Gees die sekerheid, soos ek vir gesê het in Romeine 8 vers 16, dat ons kinders van God is. Die Heilige Gees van God pleit by jou vanaand. Hy soek. Hy vra, sal jy nie jou hart oopmaak as Jesus aan jou hartsteer klop nie. Die Heilige Gees van God gee om. Maar weet u wat? Dat ook die engele van God vir jou omgee. U vra, wie gee om oor 'n siel wat verlore sal gaan? God se engele gee om. God se engele gee om. Weet jy, ek lees in my Bybel, luister mooi, in Hebreërs 1 vers 14, dat engele is dienende geeste wat God uitstuur terwille van die wat die saligheid beërwe. Engele is nie iets abstrakt nie, is lewende werklikheid, diensknegte van God, wat God uitstuur. Ons sien hulle nie altyd nie. Het in die Bybel sommige gevalle, dat hulle menslike gedaante aanneem. Ek sê nie, dit kan nog nie weer gebeur nie. Maar hulle is dienende geeste wat God uitstuur, terwille van die wat die saligheid beërwe. Kom ek haal 'n voorbeeld. In Handelinge 10, vers 2 en 3, bid 'n man met die naam van Cornelius vuriglik tot God. Hy is nie gered nie, en hy weet hy is nie gered nie, hoewel hy vroom en so regverdig is, dat ander net goeie woorde van hom kan sê. Maar God stuur 'n engel uit die hemel om vir hom te sê, gaan laat roep vir Petrus. Eintlik stuur God nie engele om die evangelie te verkondig nie, want 'n engel weet nie wat dit beteken om verlore te wees.
'n verlore sondaar te wees nie. Maar God stuur die engele om aan mense te sê, laat haal vir Petrus. Hy sal vir jou sê wat jy moet doen. En as ons na Petrus se verslag luister in Handelinge 11 vers 14, dan sien ons Petrus sê dat die engel het vir Kornelius gesê, laat haal vir Simon Petrus, hy sal woorde tot jou spreek waardeur jy gered kan word. Met ander woorde, Petrus sê vir ons, Kornelius was ongered en die engel het dit so vir hom gesê. En toe stuur die engel vir Kornelius en hy stuur sy boodskappers na Petrus toe en Petrus bring vir hom die evangelie en Kornelius en sy huisgesin word gered. Vriende, kan dit nie ook in ons dag gebeur, omdat ek wil vir die wysengele omgee, dat God vir jou sê, gaan na Attie Olwagen se kerk toe. Wat werk die begeerte en die drang in jou? Die Bybel sê, as God wat het werk, het hy nie moontlik ook deur 'n engel na jou gekom? En jy weet dit nie eers nie. Om die begeerte in jou hart te werk, gaan na daardie persoon of na daardie persoon. Jy weet van iemand wat die lig het en na wie toe jy toevlug kan neem om met jou te praat oor die weg. Die klompie herders sit daar in die omgewing van Bethlehem. Hulle pas hulle skape op. En in daardie nag van Jesus se geboorte, lees ons in Lukas 2 vers 10, toe die engel van God aan hulle verskyn. En daardie hele omgewing van Bethlehem is verlig. En daar is die eerste en enigste geval waar 'n engel toegelaat is om die evangelie te bedien. En die engel sê, moenie vrees nie. Ek bring vir julle goeie tyding, dis evangelie. Die woord evangelie beteken goeie tyding. Ek bring vir julle goeie tyding van groot blydskap, wat vir die Here, julle volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker, wat Christus die Here is. O, wat 'n verrukking in die hart van 'n engel seker, om daardie wonderlike boodskap te kan uitdra aan eenvoudige herders, wat op hulle beurt nou moes gaan, en vir ander die blye boodskap moes bring, van Jesus se geboorte. Maar die engele gee om, en daarom lees ons in die Bybel, in Lukas 15 vers 10, daar is blydskap voor die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. Daar sal ons nie blydskap wees as hulle nie omgee nie. Hulle gee om. Wie gee nog om as 'n siel verlore begaan? O, kinders van God gee om. Kinders van God wat nou op aarde lewe, gee om. Mense, ek nooi u om net op 'n woensdag aand hiernatoe te kom, of 'n ander plek waar daar 'n lewende gemeente is, wat 'n lewende God in lewe aanbid en dien. En dan kom hoor jy hoe word hier gebid. Hoe word daar soms voor God geween vir die redding van kosbare siele. Weet u in jou groepie wat ek ook saam gebid het woensdag aand, hoe is daar gebid vir hierdie gehoor, dat God in sy liefde bekeringsgenade moet gee. Hoekom bid hulle so? Omdat hulle omgee. Ons word deur God vermaan. In 1 Timoteus 2 vers 3 en 4, hoor my kinders van God, om vir aan alle mense te bid, ook vir almal wat hoog geplaas is. Wat moet ons vir hulle bid? Dat hulle tot redding moet kom. Want dit is goed en aangenaam vir God, onze verlosser staan daar, wat wil hê dat alle mense gered word en tot die kennis van die waarheid moet kom. Daarom word ons van die eerste versie af vermaan om te bid. En kinders van God, hou aan bid. As julle omgee, mag God ook 'n passie in julle harte werk om te gee vir siele wat om u verlore gaan sonder God en sonder hoop. Maar daar's kinders van God wat nou in die hemel is, wat omgee. Hy dominee Attie, wat praat jy tog vanaand? Lees in Openbaring 8, daar vers 3 en 4, daar is 'n goue altaar, dis die reukofferaltaar in die hemel. En Johannes sien 'n engel daar met 'n goue wierookbak, vol reukwerk, wat hy met die gebede van die heiliges, is die kinders van God, voor die aangesig van God soos reukwerk laat opgaan. Kinders van God wat in die hemel bid, vir hulle dierbares op aarde, wat God nie ken nie. En omdat kinders van God omgee, kommunikeer,
praat hulle met God. Jy weet, ek het 'n voorbeeld in die Bybel, in Openbaring 6 vers 9 tot 11, wanneer Jesus die 5de seël breek, sê Johannes, het hy het gesien onder die troon van God, die altaar, liewer, sien hy die siele van die wat soos martelaar, of as martelaars gesterf het. En hulle praat met God. Hoor wat sê hulle? Want op aarde is God besig om hulle bloed te vergeld. Op die bewoners van die aarde, is in die periode of tydperk van die groot verdrukking. En hulle praat met God en hulle sê, ag Here, hoe lank nog? Wreek jy ons bloed op die mense op aarde? Al was dit mense wat God nie geken het nie. Gee hulle as kinders van God in die hemel om. Maar God praat met hulle dat hulle nog 'n bietjie moet wag, totdat hulle getal voltallig is. En luisteraars, as kinders van God in die hemel omgee, wil ek vir u sê, daar's mense in die doderyk vanaand, in die voorportaal van die ewige poel van vuur, in die verderf, mense wat bid, omdat hulle omgee vir 'n siel wat verlore sal gaan. Ek haal aan en ek bewys. Ek ken die geskiedenis van die ryk man en Lazarus in Lukas 16 vers 19 tot 31. Toe die ryk man gesterf het, en hy besef daar's nie vir hom genade in die verlore ewigheid nie, hy kan nie daar gered word nie, dat daar volgens vers 26 'n onoorbrugbare kloof is tussen die hemel en die verderf. Toe bid hy, vers 27 en 28 vir sy 5 broers. Ek bid u dan, Vader, om Lazarus na my vader se huis toe te stuur. Ek het 5 broers, om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie. Daar is mense wat in die doderyk omgee, vir 'n siel wat verlore gaan. Hulle ly soveel smart, dat hulle nie wil hê, dat u by hulle die ewigheid moet kom deurbring nie. Maar dat u sal luister, want God stuur nie iemand uit die dood om te praat nie. God stuur 'n boodskap deur 'n man wat lewe soos u, om vir u te sê, so sê die woord van God. En as u die woord van God verwerp, sê Jesus, dan sal daar dieselfde woord, Johannes 12 vers 48 in die oordeelsdag, teen jou getuig. Luisteraars, mense in die verlore ewigheid gee om. Daar is 2 persone, en daarmee wil ek volstaan, wat nie omgee nie, as 'n siel verlore gaan. Die een kyk nou na my, moontlik. Die mens wat hom nie van sy sonde wil bekeer nie. Die man of vrou of seun of dogter, wat nie wil breek met sonde nie. Wat sonde bo Jesus verkies. Hy wil nie hemel toe gaan nie. Hy wil hel toe gaan. En toe ek die teks aanhaal, in Esegiel 33 vers 11 het ek die aandag daarop gevestig. Bekeer julle, waarom wil julle sterwe? Sondaar, daar's 'n sondaar wat hom nie wil bekeer nie. Ek sê, kyk moontlik na my vanaand. Dis die mens wat nie omgee dat sy eie siel verlore gaan. O, mag God jou van daardie dwaasheid oortuig. Maar anders is daar een persoon wat nie die minste omgee dat hy verlore gaan. Sy naam is Lucifer. Die duiwel gee nie die minste om. Hy weet, hy ken die Bybel en hy glo die Bybel. Hy weet dat Matteus 25 vers 41 op hom betrekking het. Dat God die hel berei het vir die duiwel, hy weet dit. Hy weet dat dit sy eindbestemming sal wees volgens Openbaring 20 vers 10. Hy weet dat hy Openbaring 12 vers 12 nou min tyd het. In hierdie tyd waarin ons nou lewe, vlak voor die wederkoms van Jesus, weet die duiwel uit min tyd. En omdat hy weet hy gaan hel toe, het homself ten doel gestel om soveel moontlik van God se skepsels, vir wie God omgee,
saam met hom die hel in te sleep. Hoe doen hy dit? Hy is die God van hierdie wêreld, sê 2 Korintiërs 4 vers 3 en 4. En Paulus sê, as ons evangelie nog bedek is, dan is dit bedek in die wat verlore gaan. Naamlik die ongelowiges, by wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het. Sodat die verligting van die Here Jesus, die heerlikheid van die Here Jesus Christus, wat die beeld van God is, nie op hulle sou skyn nie. Hy maak jou blind. Hy blinddoek jou. Hy bedrieg jou. Met die doel om jou saam met hom die hel in te sleep, want hy gee vir jou absoluut niks om nie. O vriende, en hy is vanaand in hierdie diens ook baie actief. Jy moet vanaand besluit wat jy gaan doen met Jesus. En my gebed is, dat jy vanaand sal luister as God met jou gepraat het. Waar God vir jy gesê het, hy, ons Vader, of die Vader, gee vir jou om. God die Seun gee vir jou om. God die Heilige Gees gee vir jou om. Die engele gee vir jou om. Kinders van God gee vir jou om in die hemel en op aarde. Mense in die verlore ewigheid gee vir jou om. En jy nie verlore moet gaan nie. Duiwel gee nie vir jou om nie. Maar hom moet jy weerstaan, die duiwel. En vir God vra om jou genade te gee, om jou kosbare siel uit genade te red. Wees verseker dat God sê, ek sal om wat na my toe kom. Nooit uitwerk nie. Ek wil by u pleit vanaand, as eenvoudige gesand van God. Dit is vanaand 'n krisis oomblik in jou lewe. Moontlik die laaste kans wat God jou gee. En jy moet van die geleentheid wat God jou bied, gebruik maak. Ek dink ek sal dit beter kan doen. Ek gaan probeer om vir jou 'n lied te sing. Iemand het vir ons laat weet in die week, Dominee Ati, as jy Sondag aand nie preek nie, kom ek nie kerk toe nie. Gelukkig sit hy nou vanaand in die kerk. En hy is nou oorsaak, maar God het in haar die gewilligheid gewerk, dat ek met 'n baie hees stem gaan probeer sing. Maar ek wil hê, u moet luister na die boodskap. En sal u asseblief, mense, terwyl ek vir u sing, luister na die woorde, en daar in jou sitplek vanaand besluit, hierdie aand, ek stap nie by daai kerkdeur uit, as ek nie my saak met God reggemaak het. God het met my gepraat, hy geef my om, ek geef vir God om. Ek hoor as God vir my sê, terwyl ek sing, sê vir God, Here, ek kom na u toe. As ek in die middel van die lied ophou sing, jy weet, ek kan nie verder nie, asseblief. Maak jou hart oop, né? Kyk hoe spoed ons na die graf, net soos blare val ons af, net soos gerwe word tot kaaf, maak tog gou. O, die dag is snel voorwaar, spoedig is ons lewe klaar, en die dood is seker daar, maak tog gou. Maak tog gou, maak tog gou, waar die heiland jou nog nooit, maak tog gou. Kleef jy nog die sonde aan, weldra sien jy Jesus gaan, o, dan sal jy buite staan, maak tog gou. Selfs verwelk die skoonste blom, en so gaan ook jou tydjie om. Wag dan nie langer, sondaar, kom,
maak toch gou. Jesus self staan kloppend aan die deur. O sondaar, stel hom nie teleur, want weldra sal jy dit betreur. O, maak toch gou. Kyk hoe vlug jou tydjie nou, dood en oordeel kom na jou, hoe vlug na Jesus hy behou, maak toch gou. O, jou lewe is so duur, dink daaraan in hierdie uur, vlug nou van die helse vuur, o maak toch gou. Hoor verlaas nog roep die Heer, kom nou sondaar, wag nie meer, nooit kom die geleentheid weer, maak toch gou. Neem vanaand vir Jesus aan, al moet jy alleen ook staan, juis dan sal hy met jou gaan, maak toch gou. Maak toch gou, maak toch gou, waar die heiland jou nou nooi, maak toch gou. Kleef jy nog die sonde aan, weldra sien jy Jesus gaan, o dan sal jy buite staan, maak toch gou. Ek bid dat die Here jou haastig sal maak. Jesus wag vir jou. Kom ons buig ons hoofde in die gebed. As God met u gepraat het deur die boodskap van die prediking van Gods woord, miskien deur die boodskap in sang, maar deur die Heilige Gees met jou gepraat het. U weet die geleentheid gaan verby en u wil in die hart vir God sê, Here, ek kom vanaand na u toe, want u gee om vir my. Sê vir die Here in jou hart. Sê vir die Here in jou hart, Here, ek kom na u toe. Help my, miskien nou kindjie van God wat afgedwaal het. Jy wil terugkom na God toe, hy gee meer vir jou om. Kom vanaand terug na God toe. Maak sy hart bly en sê nou in jou hart vir hom, Here, ek het die stem gehoor. Wat roep, o, kom tot my, was my, in die dierbare bloed, die bloed gestort vir my. Terwyl ons stil is, sê dit vir God in jou hart, hy sal het hoor. Alles het net, help my, Here. O dierbare Here, baie dankie dat u dit in u woord vir ons laat opteken het, dat u die Vader vir ons omgee. Dankie Here, dat die Here Jesus vir ons omgee. Dankie o ewige Gees van God, dat u vir ons omgee. Dit beteken vir ons alles om dit te weet. God gee vir ons om. Here, help dan siele in hierdie aand om nie langer die hart van God te bedroef, deur die rug op God te keer nie. Help mense om vanaand, terwyl die deur van genade oop is, vir God te sê, Here, help my, maak my u kind. Ek wil u dankie sê, omdat u in u woord sê, ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie, wil ek u sê, dankie Here, by voorbaat, vir siele wat vanaand na u toe sal kom. Help hulle om Jesus wil. Amen.